Goeiemôre, liewe medegelowiges, almal wat na hierdie boodskap vanoggend kyk hier vanaf Rustenburg Gemeenskapskerk. En ons tema vanoggend is diere uit aarde en see. Oftewel diere uit see en aarde. Dit maak tog nie saak nie. En ons lees uit Openbaring hoofstuk 13 vir ons tema vanoggend. En ons lees vanaf vers 1 af. As jy 'n Bybel by jou het, dan kan jy gerus na Openbaring hoofstuk 13 toe blaai en daar saam met ons lees vanaf vers 1. En ek het 'n dier uit die see sien opkom, met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en op sy koppe 'n naam van godslastering. En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos die van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu. En die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag. En ek het een van sy koppe gesien, net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan, en hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasterlinge uitspreek, en aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. En hy het sy mond oopgemaak om te laster teen God, om sy naam en sy tabernakel en die wat in die hemel woon te laster. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer teen die heiliges en hulle te oorwin, en aan hom is mag gegee oor elke stam en taal en nasie. En al die inwoners, al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. As iemand 'n oor het, laat hom hoor. As iemand kruisgevangenes maak, gaan hy in kruisgevangenes skap. As iemand met die swaard doodmaak, moet hy met die swaard doodgemaak word. Hier is die lydsaamheid en die geloof van die heiliges. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy self vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. En hier kom wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Tot sover. Liewe kyker en medegelowige, baie welkom weer eens aan ons boodskap vanoggend. Ons het nou so gelees uit Openbaring hoofstuk 13 uit, en hierdie spesifieke hoofstuk is waarskynlik die een hoofstuk, gesamentlik met die vroeë hoofstukke van Openbaring, die een hoofstuk wat die meeste verdraai word, en waar daar die meeste ingelees word, en waar daar die meeste eisegese opgedoen word in die hele Bybel. En dit is hierdie hoofstuk wat die dier uit die see en die dier uit die aarde en die merk van die dier dan beskryf. So kom ons gaan kyk vanoggend, wat wil Johannes, die skrywer van Openbaring, en deur Johannes, die Heilige Gees, wat wil die Heilige Gees van ons vanoggend deur Openbaring 13 sê? En om dit verstaan, om hierdie spesifieke hoofstuk te verstaan, moet ons gaan kyk na 2 agtergronde. En die eerste agtergrond is dan die res van Openbaring. As ons gaan kyk na die res van Openbaring, dan sien ons Openbaring speel af in verskillende tonele. Die eerste toneel is natuurlik waar die Here Jesus Christus met die 7 kerke van Asië praat. En dan die tweede toneel is daai toneel wat vanaf hoofstuk 4 homself afspeel
waar ons in die troonkamer van God is, waar die troonkamer beskryf word en waar die lam kom en die boekrol uit die een wat op die troon sit sy hand vat en dan daai seels oopbreek. So toneel na toneel na toneel speel homself af. En dis baie spesifieke simboliese gebruik. En dit is wat Daniël ook doen in sy boek. As hy hierdie beelde sien, as hy hierdie drome het, waar die Here vir hom wil wys en wat in die toekoms gaan gebeur, dan sit hy dit in sulke verskillende tonele. In Openbaring hoofstuk 13 is saam met hoofstuk 12 en hoofstuk 14 een toneel. In hoofstuk 12 sien ons dat daar 'n oorlog wat uitbreek tussen die engele en tussen die draak, wat ons dan weet is die Satan. En die uiteinde daarvan is die Satan word uit die hemel uit gewerp, oftewel die draak soos wat hy bekend staan in Openbaring. Dit weet ons is net simboliese taal. As Johannes, die skrywer van Openbaring, praat van die draak, dan verwys hy na die Satan. So hier in hoofstuk 12 word die Satan uit die hemel uitgewerp. Hy word heeltemal oorwin, hy word neergewerp op die aarde. En dan sê ons Here Jesus Christus dan ook, sê hy, as hy 'n profetiese uitspraak maak in die evangelies, sê hy dan, ek het die Satan uit die hemel uit sien val soos 'n weerligstraal. So ons is nou in 'n tydperk waar die Satan uit die hemel uitgewerp is deur Jesus Christus. Hy is oorwin en die bose magte saam met hom is oorwin. Die oorlog is verby. Halleluja. Maar nou is ons in Openbaring hoofstuk 13 en Johannes wil vir ons hier 'n waarskuwing hê. Hy wil hier vir ons sê, alhoewel die oorlog verby is, alhoewel die stryd gewonne is die Satan aktief nog steeds besig op die aarde. Die draak is besig op 2 verskillende maniere is hy hier op die aarde betrokke. En ons sien dan natuurlik in Openbaring hoofstuk 13 aan die heel eerste verse of aan die einde van Openbaring hoofstuk 12 gaan staan die draak, oftewel die Satan, op die strand. En die strand verteenwoordig die middelpunt tussen die land en die see. En dis dan waar hierdie dier uit die see uit voorkom. Nou wat is die simboliek agter hierdie dier uit die see? En wat beteken dit vir ons vandag prakties gesproke? Hoekom moet ons weet wie hierdie dier uit die see en die dier uit die aarde is? Hoe gaan dit ons help in ons alledaagse lewe? Maar kom ons kyk dan gou, wat is die dier uit die see? Ons sien spesifiek met al 2 diere, sien ons 'n paar goed. Ons kan 'n paar opmerkings maak. Ons sien eerstens dat hulle van onder af, van die aarde af en van die see af opkom. En as ons na die simboliek in Openbaring kyk, sal ons sien dat alles wat boos is, alles wat afkomstig is van die Satan, alles wat afkomstig is van boosheid, kom van onder af. En dit is simboliese taal. Dit is 'n manier vir Johannes, die skrywer van hierdie Openbaring, om vir ons te wys dat hierdie spesifieke ding kom reguit van die bose af. As ons dan gaan kyk na die res van Openbaring, sien ons dat alles wat van die Here afkomstig is, die engele wat van die hemel afkom, die vierspiewende berg wat hy van die hemel afgooi, wat sy oordeel voorstel, kom van bo af. So die Satan, die afkomstig van die bose, kom van onder af, en dit wat heilig is, wat van die Here afkom, kom van bo af. En dit is natuurlik waar hierdie 2 diere vandaan kom, van onder af. So hulle is afkomstig van die bose. Dit leer ons baie vinnig hierso. En dan sien ons ook, hierdie 2 diere kom met een doel voor oë. Hulle kom om die mensdom weg te lei van die enigste verlosser Jesus Christus en om te maak dat die mensdom die Satan, die draak, aanbid. Dit is die enigste doel waarvoor hulle daar is. En ons sal sien nou, wat sê Johannes, hoe gaan hulle om daai doel te bereik? Nou die dier uit die see het sy geboorte in die see. Hy het sy afkoms in die see. En in die tyd in die 1ste eeu voor Christus het die antieke Jode, die antieke Hebreërs, die antieke Israeliete, het hulle na die see verwys as Jam, die plek van chaos. So hierdie dier het letterlik sy geboorte
in die bose chaos van die wêreld. Hy stel homself voor as 'n verlosser, sal ons later sien, maar sy geboorte is in wêreldse chaos. En dan sien ons Johannes gebruik 3 diere om hierdie een dier uit die see voor te stel. En dis 'n baie spesifieke rede hoekom hy hulle gebruik. Hy gebruik die luiperd, die leeu en die beer. En as ons gaan kyk na die Ou Testament, sal ons sien dat Daniël gebruik ook hierdie 3 diere om 'n baie spesifieke ding voor te stel, die wêreldse regerings van Babylon, Assirië en Griekeland. So daar weet ons onmiddellik dat Johannes vir ons wil sê dat hierdie dier wat uit die see voortkom is 'n regeringsstelsel. Dis 'n wêreldse regeringsstelsel. Daarom gebruik hy die simboliek van Daniël wat hierdie spesifieke 3 diere dan apart voorstel. En dan apart vir ons, wat die mense wat lees hierso sê, dit is wat hulle voorstel. Johannes wil dit baie duidelik maak. Hierdie dier uit die see is wêreldse regering. Dis 'n wêreldse regeringsstelsel. En dan wat lees ons van hierdie diere? Ons weet 'n luiperd, 'n beer en 'n leeu is aggressief, hulle is wreed, hulle is moorddadig, hulle is gewelddadig. En dit is die ander ding wat beide Daniël en Johannes vir ons sê, is dat hierdie wêreldse regeringsstelsel is gewelddadig, hy's wreed, hy's moorddadig, hy's aggressief teenoor die Christelike geloof, teenoor die evangelie. Hy's gewelddadig teenoor die evangelie. En dit sien ons ook baie duidelik in die wêreld rondom ons. Maar liewe kyker, liewe medegelowige, hier's 'n interessante ding wat gebeur. Hierdie dier wat uit die see uit opkom, ondergaan 'n dodelike wond. En hy herstel daarvan. En as gevolg daarvan word hy aanbid. En indirek word die draak, die Satan, dan ook aanbid. Hierdie is niks anders nie as 'n baie slegte imitasie, 'n lasterlike imitasie van ons Here Jesus Christus se kruisiging en opstanding. Hierdie dier wil homself voorstel as ook iemand wat dodelik gewond is en op 'n wonderbaarlike manier herstel het. En hy doen dit, liewe kyker, nie deur die waarheid soos ons Here Jesus Christus nie deur die verkondiging van die waarheid nie, maar deur vertoon, deur show, deur om 'n groot sirkus, 'n groot makietie op te stel en dan vir die mense te wys, kyk hier is my dodelike wond, ek het herstel. En wat gebeur? Die mensdom volg hom. Die mensdom loop agter hom aan. Hulle sien hierdie groot show, hierdie groot vertoon en hulle almal loop agter hierdie dier aan en hulle sê, hoe amazing, wow, wie is soos die dier? Wie kan teen hom veg? Niemand kan hom oorwin nie. Liewe kyker, in hierdie wêreld van ons, gebruik die bose, gebruik die Satan, vertoon en groot emosionele vertoon om mense te mislei. Of dit nou deur die politiek is en of dit deur wêreldse organisasies is en wat ook al dit mag wees. Die bose, die Satan, die draak sal altyd emosionele vertoon gebruik. Hy sal nooit homself wend tot die waarheid nie. Hy sal altyd 'n groot show maak, want hy weet die mensdom val altyd vir 'n groot show. En daarom lees ons dan ook in Spreuke, skryf die Here Jesus daar vir ons in Spreuke, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit, wie kan dit ken? Liewe kyker, ons sê altyd vir mekaar, volg jou hart, follow jou hart, maar die skrif sê vir ons, dis nonsens. Ons moet glad nie ons hart vertrou nie. Ons hart is bedrieglik bo alle dinge. Ons moet ons vertroue in die woord van die Here, in die waarheid sit. En natuurlik weet die Satan dit. Die bose weet dit. Die bose weet die mensdom, die mens se hart is bedrieglik bo alle dinge. Daarom gebruik hy hierdie organisasie, hierdie wêreldregeringsstelsels om 'n groot show op te sit. En dan vir die mensdom te vertel dat dit is hoe hulle verlos gaan word. Ons kyk na die politieke leiers daar buite, liewe kyker.
Ons sien mense soos Donald Trump, ons sien mense soos Vladimir Putin, wat hulle self voorstel as die verlossers, as die groot verlossers. Ja, selfs die mense wat die Christendom gaan verlos van die bose wêreld. Maar ons kan nie raak sien nie, omdat ons so mislei word deur hierdie show, kan ons nie raak sien nie, dat hierdie mense net so deel is van die wêreldse regeringsstelsel, soos wat hulle wil, soos die res van die wêreld. Hulle is net so verdorwe, soos die res van die wêreld, wat hulle Kampsdag sê, hulle teenveg. Niemand uit 'n wêreldse regeringsstelsel, liewe kyker, kan ons, die Christendom, kan die Christelike kerk, kan die gelowige red nie. En ons moet ook nie ons vertroue daarin sit nie. Ons moet nie die fout maak om agter die dier aan te loop en te sê, wie is soos die dier? Wie kan teen hom veg nie? Maar nou gaan ons onmiddellik vir mekaar sê, en ons gaan luister na hierdie boodskap, en ons gaan onmiddellik vir mekaar sê, maar erns, wat van gelowige politieke leiers, wat van politieke leiers wat Bybelverse aanhaal, wat van politieke leiers wat sê, dat hulle saam met die Here Jesus Christus veg vir die Christelike kerk, en dit is waar die dier uit die aarde uit voorkom. Want die diere uit die aarde word beskryf op 2 spesifieke maniere. Johannes beskryf hom as iets wat lyk soos 'n lam, maar praat soos 'n draak. Duideliker kan Johannes dit nie stel nie. Hierdie is 'n stelsel wat homself gaan voordoen as Jesus Christus, wat homself gaan voordoen as 'n ondersteuner van die Christelike geloof. Ja, selfs as 'n ondersteuner van die kerk, maar die oomblik wat hierdie dier sy mond oopmaak, kom die leuns van die Satan uit dit uit. Natuurlik is dit nie moeilik om te sien dat die dier uit die aarde die voorstelling is van die valse kerk nie. En dit maak vir ons baie maklik. Johannes maak dit vir ons so maklik hierso om te sien, hoe weet mens wat is die valse kerk? Nommer 1, ons sien, die valse kerk vertel altyd 'n leuen. As die valse kerk sy mond oopmaak, kom die woorde van die draak, die woorde van die Satan, die leuns kom uit sy mond uit. En natuurlik alles wat teenstrydig is met die woord van die Here. En die ander ding wat die valse kerk doen, is die valse kerk wys ons nooit na Jesus Christus toe nie, maar altyd na die dier uit die see, die wêreldse verlosser, die valse verlosser, die een wat op 'n verhoog gaan staan en sê, ek gaan julle red. Die valse kerk wys altyd na daai ding toe en nooit na Jesus Christus toe nie. Liewe kyker, ons moet nie deur hierdie leuns, deur hierdie valse kerk en deur hierdie vertoon mislei word nie. Daar is net een verlosser. Daar is net een redder. Daar is net een persoon wat ons kan red, en dit is die Here Jesus Christus. Of dit nou is vir Suid-Afrika om 'n beter land te word, vir Suid-Afrika om minder misdaad te hê, vir Suid-Afrika om minder armoede te hê, wat ook al dit mag wees. Wêreldse regering gaan nie die oplossing wees nie. Politieke partye gaan nie die oplossing wees nie. Jesus Christus alleen is die oplossing. Ons sien op die einde, sê Johannes vir ons, dat hierdie diere uit die aarde en die diere uit die see so ver gaan, dat hulle naderhand so nou saamwerk, dat ons nie meer onderskeid kan tref tussen hulle nie. Dat hulle 'n beeld maak, 'n organisasie, 'n sisteem, 'n wêreldse organisasie en sisteem, om alles wat hulle wil doen, te realiseer. En dan die mense wat natuurlik hierdie stelsel volg, die mense wat hulle self heeltemal oorgegee het aan die dier uit die see, die mense wat sê, die dier uit die see is die ware verlosser, die politieke stelsel, die regering, hierdie ou, Donald Trump, Vladimir Putin, hy is die een wat ons gaan red, niemand anders kan ons red nie. Hierdie mense vertel Openbaring 13 vir ons, dis hulle wat dan die merk van die dier ontvang. Liewe kyker, die merk van die dier is nie 'n fisiese merk op ons voorkop
of op voorkop of op hande nie. Ons lees in die vroeë hoofstukke van Openbaring dat Here Jesus Christus ons self merk met 'n merk op ons voorkoppe, wat ons weet die Heilige Gees simboliseer. Al wat Openbaring 13 vir ons sê, is dat die mensdom wat hierdie twee diere gaan volg, sonder om een keer te dink, net soos wat ons deur die Heilige Gees gemerk gaan word, gaan hulle ongelukkig deur bose geeste gemerk word. Liewe kyker, kom ons onderskei tussen valse wêreldse verlossers en tussen die valse kerk wat ons heeltyd na hierdie valse wêreldse verlossers toe wil wys. Liewe kyker, Donald Trump gaan ons nie red nie. Vladimir Putin gaan ons nie red nie. Ons eie politieke partye gaan ons nie red nie. Nie AfriForum, nie Solidariteit, vir al die goeie werk wat hulle doen, is wêreldse organisasies en hulle gaan ons nie red nie. Die enigste ding, die enigste persoon wat vir jou en vir my redding gaan bring, wat vir jou en vir my vrede gaan bring, is die Here Jesus Christus. Kom ons volg hom en volg hom alleen, en dan sal ons nooit moedeloos wees nie. Tot volgende keer.